Dis die 5de maand, dis my maand en dit is my maand. Ek wil dit bely, ek wil dit glo, ek wil dit verklaar met alles wat in my binneste is. 5 is die getal van genade. Ons is in 2025. 5 times 5 gives you 25. Grace upon grace. Amen. Genade op genade. Kerk van die Here, hoor vir my mooi. Daar is 'n stryd in die geestesriem gewikkeld teenoor hierdie boodskap van genade. Baie mense weerstaan die boodskap van genade. Ek wil vanmôre vir hierdie kerk sê, dis net genade. Dis net genade dat jy hier is vanmôre. Dis nie wie jy is nie, dis nie hoe goed jy is nie, dis nie jou werke wat jou hier gebring het nie, dis net genade. Ek het 'n pastoor in die Weskus, as ek met hom praat, as ek vir hom vra, my pastoor, hoe gaan dit met jou? Dan sê hy, net genade, my pastoor, net genade. Hy sê, want as ek vra vir krag, dan maak ek hulle dood, my pastoor. Net genade. Ons het genade nodig. Vanmôre daar onder die tent hoor ons van Talita se ongeluk, waar 'n taxi die roebord geskiep het en haar in die middel van haar voertuig geslaan het. Sy stap uit daai voertuig is afgeskryf, daai Fortuner is afgeskryf, het op sy dak gelê. Sy stap uit sonder dat daar 1 druppel bloed op haar liggaam is. Dis genade. Amen. Kom aan kerk, ek dink ons kan 'n groter lofoffer vir die Here gee in hierdie plek. Dis net genade. It's all about grace. En daar's 'n worstelstryd tussen wet en genade. En ek het dit al soveel keer in die kerk gesien, dat mense is so geneig om weer terug te beweeg na die wet toe, na reëls, na regulasie, na die swaard toe. En interessant is, toe Jesus in die tuin van Getsemane bloed gesweet het, daardie vloek van die sweet, het die Here daar kom breek in die tuin van Getsemane, wat hy beleef het, in die sweet van jou aangesig, sal jy jou arbeid doen. Toe kom Jesus in die tuin van Getsemane, en sy sweet raak soos bloed, om daar die vloek te kom breek oor die mensdom. Van daar af tot met die kruisiging, was daar geen wonderwerk wat die Here gedoen het nie, behalwe, hoor nou mooi, wie die swaard gehad? Petrus. Petrus beteken rots. Waarop het die wet gekom? Op die kliptafels, op die rots. Wie het gewoonlik die swaard? Hulle wat gekoppel is aan die wet. Hulle wil net koppe afkap. Amen. Die Here help die kerk. Die kerk is verlos van die wet. Ons is vry van die wet, ons is vry van slawerny. En kerk van die Here, ek beveel hierdie kerk vanmôre, sit jou swaard terug. Sit jou swaard terug. Dis hartseer, ek kom van 'n kerk af, 'n Pinksterkerk, 'n fantastiese, geesvervulde Pinksterkerk. Maar daai kerk was so wetties gewees, dat wanneer die Here die prostituie stuur na daardie plek toe, en hulle wil hulle hart vir die Here gee, dan weier hulle eers om daai mense toe te laat binne in die kerk. Want hulle lyk nie soos ons nie. Hulle praat nie soos ons nie. Hulle regeer nie soos ons nie, so hulle hou hulle weg. Juist by die plek waar die antwoord is, waar die oplossing is, waar die genesing is, waar die verlossing is, bring die alkoholiste, bring die boemelaars, bring die prostituie, bring die ouens wat verslaaf is, bring hulle, hou op om in die swaard te kom koppe afkap. Dis hulle wat 'n kerk 'n klap gemaak het, net hulle wat onder die wet is, kan in hierdie klap behoort, maar nie hulle wat vry is nie. Daarom is daar altyd 'n worstelstryd tussen die wet en genade.
Gaan jou wys vanmôre in die woord van die Here. En ek is so gedryf deur God se gees. Al van verlede week af probeer ek om hierdie woord te bring. Maar die Here het dit verlede week kom prakties kom demonstreer in ons midde. En ek sê, o Gees van die Here, mag dit nooit van hierdie kerk af weggevat word nie. Laat die Gees van die Here beweeg. Laat hy doen net soos wat hy wil doen in ons midde. Amen. Die oomblik toe Malchus beteken koning of koninkryk. Vir lang jare het die koninkryk nie ore gehad nie. En ek praat van Israel, ek praat van die Jode. Hulle het nie ore nie. Hulle is gekoppel aan die wet. Petrus trek sy swaard. En hy kap Malchus se oor af. Hy het nie gemik vir die oor nie, hy het gemik vir die nek. Hy wil sy kop afkap. En met die dat hy gesien, hier kom die swaard, toe gaan Malchus en hy maak so. En met daai swipe, af is die oor. Wat doen Jesus? Hy doen 'n wonderwerk, hy vat daai oor, en hy gaan sit hom terug. As 'n profetiese manifestasie, daar kom 'n uur, wanneer die koninkryk weer gaan ore kry, en gaan luister, kom uit onder die wet, sodat die genade van die Here kan groot raak in ons midde. Amen! En daarom, kind van die Here, wil ek vanmôre praat oor 'n genade generasie, en ek wil spesifiek praat oor Benjamin. Benjamin, weet jy wat beteken Benjamin? Benjamin beteken seun van my regterhand. En vir jare praat ek oor Benjamin. En vir jare verstaan ek nie hoekom ek so verknog is oor Benjamin nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar nou weet ek, vanmôre weet ek weet. Ek wil praat oor die Benjamin generasie. Ek wil praat oor die genade generasie. En ek gaan praat vanmôre in tipes vanmôre. In die Ou Testament, in Genesis, die boek Genesis is 'n boek, the book of beginnings, and it's also a book of endings. Selfs in die boek Genesis, die boek van begin, kan jy ervaar die plan van God word deurgeweef regdeur van boek Genesis af, van die begin af, word die plan van God deurgevleg en dit word tot uitvoering gebring in die Nuwe Testament. Daarom kan ek vanmôre in tipes met hierdie kerk praat, en ek praat met jou oor tipologie. Tipologie beteken oor daardie leer wat in die Ou Testament vasgevall is, profetiese openbaring van dit wat selfs in die Ou Testament geformeer was, begin was, wat in die Nuwe Testament uitgevoer was. 'n Skadubeeld in die Ou Testament van wat gaan kom. So ons gaan vanmôre dit sien. Daarom kan ek vanmôre vir jou sê dat Josef in die Ou Testament, in Genesis, is 'n tipe van Jesus Christus. En ek kan vir jou wys dat ek dit mag doen vanmôre, want Paulus het dit ook gedoen. In die Nuwe Testament skryf hy van tipes. Hy praat van sinnebeelde wat plaasgevind in die Ou Testament. Ek vir jou wys, ek het die reg daartoe om dit te kan bring. As ons praat van Josef, 'n tipe van Jesus Christus. Josef was geliefd deur sy vader. Jesus is geliefd deur sy vader. Josef se pa stuur hom om na die welvaart van sy broers te gaan omsien. Amen. God die Vader stuur vir Jesus om te sien na sy kinders. Amen. Sy broers haat hom. Jesus se broers, die Jode, die Israeliete, haat hom. Wil niks met hom toe doen nie. Josef se broers gooi hom in 'n put, trek sy kleed uit wat sy pa vir hom gegee het, maak 'n dier dood, val hy bloed, gooi dit op die dier en gee dit vir die pa terug om te sê hy is dood. Daardie put is 'n simboliek van die kruisiging, Jesus se dood vir jou en vir my. Maar uit die put word hy bevorder
na die paleis toe. Uit die graf word Jesus bevorder na die regterhand van God die Vader. Amen, kerk. Luister nou mooi van my. Daarom word Benjamin genoem, seun van my regterhand. Loof die Here. Hoor nou vir my mooi. Jakob het 2 vrouens gehad, Lea en Rachel. Lea en Rachel het die voorreg gehad om die name te gee van hulle kinders. Die vrou is 'n sinnebeeld van die kerk. Vir jare sê die kerk, ons is van die Josua generasie, ons is van die Dawid generasie, ons is van die Elia generasie. Hoor nou hierso. Die oomblik toe Rachel geboorte gee aan Benjamin, wat noem sy hom? Ben-Oni, seun van my smarte, pyn, terwyl sy besig is om te sterwe, gee sy geboorte aan eintlik die laaste generasie, aan die Benjamin generasie, maar in haar pyn spreek sy 'n woord oor daardie seentjie uit, en sy sê, jy is Ben-Oni, en in die volgende oomblik tree die pa toe, die vader toe, en sê nooit, hy sal nie Ben-Oni genoem word nie, hy sal die seun van my smart genoem word nie, hy sal genoem word Benjamin, seun van my regterhand. Ek dank die Here dat God die Vader het vir die kerk gesê, hou op om name te gee vir mense, hou op om name te gee. Ek gaan die naam gee van die laaste generasie. Die eindtyd generasie gaan genoem word Benjamin generasie, seun van my regterhand. Dis my beste. Dis my hartskind daai. Die kerk is 'n simboliek van Benjamin. Hoor jy vir my? Die kerk is die eindtyd generasie. Ons is die genade generasie. Ek gaan vir jou wys vanmôre. Ons is die genade generasie. Daarom wil ek hê jy moet glo vanmôre. Jy is die Benjamin generasie. En daarom wil ek jou dit oor jou uitspreek. Hallo Benjamin. Oh. Hallo Benjamin. Sê vir die een langs jou, as dit 'n vrou sê vir hallo Benjamina. Benjamin, jy's Benjamin, jy's Benjamin, jy's die eindtyd generasie. Hallo Benjamin. Seun van my regterhand, kind van my regterhand. Oh. Ek het vanmôre die reg om hierdie woord te bring. Kyk hierdie gedeelte in Galasiërs 4 vers 20 tot met 31. Hy sê, Paulus skryf hier, hy sê, en ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander. Wat sê hy daar so? Hy sê, ek gaan nie met julle sag praat nie, ek gaan nou hard met julle praat, ek gaan nou. Hoekom? Hoekom gaan hy hard met hulle praat? Want ek is buite raad met julle. Ek het nie meer raad. Julle het reg begin. Julle het begin en julle het onder die genade ingekom. Julle is gered uit genade uit. Wat voeter julle nou weer terug onder die wet in? Nou is ek buite raad met julle. Nou gaan ek my stem bietjie verhef. Sit neer die swaard. Julle is in vryheid geroep. Amen. Kom aan kerk. Hallo Benjamin. Ja, sê terug vir my Benjamin, ek is ook 'n Benjamin. Hallo Benjamin. Hy gaan verder. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na wat die wet nie. Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het. Wie is hulle? Ismael en Isak. Een uit die slavin, Hagar, en een uit die vrye, Sarah. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte, Isak. Hy gaan verder. Hy sê die volgende. Dit is, sê dit hardop,
daarom kan ons en daarom moet ons die Ou Testament ook koester, want die Ou Testament is 'n heenwyse van dit wat gaan gebeur. As jy wil werklik die plan van God wil verstaan met die kerk van die Here, bestudeer ook die Ou Testament en sien die goddelike waarhede, profetiese waarhede wat na voorskyn kom, want die Here openbaar dit nou aan sy kerk. Halleluja! Hallo Benjamin! Hoor die woord van die Here. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir 2 verbonde. Een van die berg Sinaï afkomstig, dis die ou verbond, wat vir die slawerny kinders baar, dit is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinaï in Arabië en kom ooreen met die teenwoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny tot vandag toe nog. Die Jode, die Israeliete, is so vasgevang in die wet, in slawerny, en daarom gaan die Here hulle gehoor herstel. Maar jy sien, die Benjamin generasie moet na vore kom. Wanneer die Benjamin generasie wys dat hulle is lief vir Jesus, en dat die Messias het gekom, en die prys is betaal, halleluja, gaan hulle oë oopgaan, en hulle ore gaan oopgaan, en hulle gaan besef, dat die Messias het gekom. Hy gaan verder, maar Jerusalem daarbo, Sion, die berg Sion, en dit is die moeder van ons almal, Sarah. Kyk wat sê die volgende, want daar is geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie baar, die breek uit en roep, jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het. Loof die Here, ek sê die kerk is meer, die kerk is meer, die kerk is meer, die Benjamin generasie is meer, die genade generasie is meer, as hulle wat in slawerny vasgeval is, maar die hartseer is, daar is mense onder ons wat nog steeds slawe is, van die wet, vasgevang in tradisie, vasgevang in reëls en regulasies en wette en goeders, jy moet so lyk en jy moet so praat en jy moet so reageer, by die huis dan is hulle lekker, hulle skree op mekaar en sulke ding, maar die Here help jou as jy in die kerk skreeu. Hulle dans, hulle skoene stikkend op die dansbane, maar moet nou net nie in die kerk vir die Here dans nie. En moenie liedjies sing soos I went to the enemy's camp and I took back what the... Moenie daai goed sing nie, want dit beteken ek moet my blydskap terugvat, ek moet my vryheid kom terugvat, en dan sing julle nog, look what the Lord has done, oh look what the Lord has done, wat so goed sing julle in hierdie kerk? Nee, dit moet besadig wees, dit moet rustig wees, rustig. Soos die dogtertjie nou die dag gebid het, sien ek op die selfoon, bid sy sê, laat my maar rustig wees, rustig. Kerk, ek sê, ons moet ophou om rustig te wees. Ons moet lewendig wees. Ons moet vry wees. Ons moet bly wees. Ons moet opgewonde skreeu, juig, wees bly in die Here. Hy het ons vrygemaak van die wet en van slawerny. Hy het ons naam geskryf in die boek van die lewe. Ons is vry mense in die Here. Ons is 'n Benjamin generasie. Ons is 'n genade generasie. Loof die Here. Loof die Here, hy sê, maar soos destyds, hy wat na die vlees gebore is. Vers 29, hoor nou, maar soos destyds, hy wat na die vlees gebore is, dit is Ismael, hom wat na die gees was, Isak beteken, gelag. Ag, kan die Here net weer bietjie blydskap in die kerk veroorsaak. Jy lag vir Leon Schuster en jy lag vir stupid grappies,
Maar is tyd dat ons weer die blydskap van die Here in ons binneste sal kry en dat ons sal lag omdat ons vry is in Christus Jesus. Ons is nie onder 'n wet nie. Halleluja! Ons is nie onder 'n swaard nie. Ons is onder die getel as die vryes in Christus Jesus. En nou weet ek hier's 'n paar tradisioneles wat my skeef aankyk vanmôre. Dis alright. Ek lag vir jou vanmôre want ek is deel van die Isak generasie. Hulle wat gaan lag, hulle wat vry is in die Here, hulle wat bly is in die Here, hulle wat opgewek is in die Here. Amen. Hallo Benjamin. Hoor wat sê hy? Maar soos destyds hy wat in die vlees gebore is, hom wat in die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Die wet vervolg die ouens van genade, nie andersom nie. Die ouens van genade sal nooit die ouens van die wet vervolg nie. Eintlik moet ons. Kan ek jou wys? Die woord van die Here sê, moenie eers met hulle koffie drink nie. Dis nie koffiepartytjie nou nie. Dis nou ernstige sake. Kan ek vir dit wys? Kyk wat sê die volgende skrif. Hy sê, maar wat sê die skrif? Werp, cast out. Klink soos demone. Cast out that demon. Werp die slavin en haar seun uit. Want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Jy mag nie koffiepartytjies hou met die wet nie. Amen. Want die wet hou die siele weg van die Here af. Tradisie en ou gewoontes en ou maniere maak dat die kerke leegloop. Want hulle sê, ons word genoeg geslap buitekant. Ons gaan verragtig nie binne in die kerk geslap word nie. In die kerk wil ons hoor, so sê die Here, ek het jou lief. Jy's 'n vrygemaakte, jy's 'n bloedgewaste, jy's 'n Heilige Gees gevulde, jy's rein, jy's skoon, jy's pragtig, jy's mooi, jy's myne. Amen, kerk. Hallo Benjamin. Eindtyd generasie. Jy's pragtig, jy's mooi, jy's ontvanklik vir die Here, jy's kosbaar. Werp die slavin en haar seun uit onder ons midde. En ek sê, shalom, hoor die woord van die Here. Dis tyd om daai goeders uit te werp, uit ons midde uit te werp. Cast them out, cast them out, cast them out. Hulle word nie hier toegelaat nie. Ons gaan dit nie toelaat. Dat die wet weer hier inkom en 'n swaard oor ons koppe. En is nie lekker om die Here te dien nie. Dis so swaar om die wette te dra. Maar dis lekker om die Here te dien. Come on, dis lekker om die Here te dien. En party van hierdie heiliges dink hulle is hulle reg opgestel om die swaard aanhoudend uit te trek. Zoep, kappie kop af, zoep, kappie kop af, zoep, kappie kop af. Wie het jou aangestel as die sheriff oor die kerk? Wie het vir jou die reg gegee om die swaard uit te trek? Al swaard wat ons uittrek is die swaard. Hier is swaard. Hier is die weg. Hier is die waarheid. Dis die woord wat vanmôre gespreek het. Ons het gesing van die woord. Die woord bring lig op ons pad. Halleluja. Trek die swaard. As jy wil swaard trek, trek die swaard. Nou hou op met jou mensgemaakte wette en reëls, en so moet kerk wees, en so moet kerk lyk, en so moet kerk optree, en so moet kerk. Wat se twak is daai? Wat se nonsens is daai? Kerk van die Here, ons is vry, ons is bly, ons is opgewonde, ons naam is geskryf in die boek van die, ek en jy's op pad hemel toe, ons weet, waar is ons eindbestemming? Jy wonder miskien nog waarheen is jy op pad? Ek weet waarheen ek op pad is. Weet jy hoekom weet ek waarheen ek op pad is? Dit gaan nie oor werke nie, dit gaan oor hom wat my gered het uit genade uit. Halleluja! Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Kan ek jou wys uit die woord van die Here in Efesiërs 2 vers 4 tot 10, en is soveel keer al bevestig vandag, hierdie gedeelte. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus.
Hoor nou, uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Waar is Christus Jesus? By die Vader se regterhand. En as ons in Christus is, waar sit ons vanmôre? Ons sit aan die regterhand van die Vader in die hemele. Dis ons heerskappy, dis ons autoriteit, dis ons gesag in die Here. Jy's nie hier, jy 'n slapperd, 'n ruggraatlose niks nits nie. Jy is 'n vrye dier gekoop deur die bloed van die lam. Halleluja. Jy's in Christus Jesus. Jy sit aan die regterhand van die Vader en jy het autoriteit, jy het gesag, jy het heerskappy, want jy is deel van die eindtyd generasie. Jy's deel van die Benjamin generasie. Josef word gevat en hy word geplaas in 'n autoriteitsposisie. Hy is die maghebber van Egipte. En hy sien sy broers aangestap kom, 10 van hulle kom aangestap. En hy was nie baie bly om hulle te gesien het nie. Die woord van die Here sê hy het hulle herken, maar hulle het hom nie herken nie. Want hy het bevordering gekry Hy is in 'n hoogste posisie. En baie keer herken die kerk nie vir Jesus Christus nie. Hulle besef nie dat Jesus hang nie meer aan die kruis nie. Jesus is nie meer in die graf nie. Kind van die Here, hy is opgewek, halleluja. En hy sit aan die regterhand van God die Vader en hy regeer as koning van die konings. Prys die Here, maar die kerk herken hom nie. Hy herken die kerk en hy sê, kerk, mag julle hoor die woord van die Here. Julle is vrygemaak van die wet en van slawerny. Julle is uit genade, is julle gered. Ek vra groot of verskoning dat ek op julle skree. Ek skree nie op julle nie. Ek skree van blydskap in die Here. Ek is vry in die Here. Ek is bly in die Here. Amen. Hallo Benjamin. Almal wat vir my terug antwoord, glo dat julle is wragtig deel van die Benjamin generasie. Hallo Benjamin! Dit klink baie beter. Baie beter. Kan ek verder aangaan met die skrif? Hy sê, vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy. En die kerk dink, uitnemende rykdom van sy wraak, van sy pak sla, van sy roede, van sy oordeel. Ek lees iets anderste. Ek lees van genade, die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die slegste, lelikste, liederlikste ou in die kerk is hy wat superheilig is. Hy is so heilig, dat hy al die ander kindertjies van die Here voel soos mislukkings. Maar daai superheilige oukie, knyp die kat in die donker, staan agter die deur, het verhoudings, drink skelm, is verslaaf, maar is superheilig, en julle almal is goddeloos en sondags. Mag die Here ons verlos van hierdie superheilige oukies. Mag die Here die boodskap na vore kom van genade. Dis genade, 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 dat jy hier is vanmôre, dis net genade. Dis nie omdat jy goed is en net omdat jy mooi lyk en omdat jy van hierdie omgewing is nie, dis genade. Net genade. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Goeie werke red jou nie, maar omdat jy in Christus Jesus gaan goeie werke na vore kom. Jy het nie nodig om iemand te hê, jy moet surf nie. Jy wil surf.
Jy wil betrokke raak. Jy wil deel raak van die liggaam van Christus Jesus. Niemand hoef jou te pleit en te lek en te smeek. Raak nou betrokke my broer, asseblief raak. Nee. Ek is vry. Ek is deel van die Sarah. Ek is deel van die berg Sion. Ek kamp onder die berg Sion. Onder die vrygeraaktes. Loof die Here. Ek meld vrywilliglik aan. Niemand gaan van my vra om iets te doen vir die Here nie. Ek meld vrywilliglik aan. Surf team, julle gaan nooit weer 'n probleem hê met mense wat wil surf nie. Vanmôre hoor hulle die woord van God. Hulle gaan kom aan. Staan julle tweeetjies gou op julle. As julle wil surf in die kerk van die Here, gaan na daai twee mooi mense toe. Gaan surf. Die Here het nie gekom om hoog geplaas te word, hy het gekom om te surf, te dien. Hy het gekom om te dien. Hy het gekom om voete te was. Amen, kerk. Dan kyk jy daai ouens so nie, dan dink jy, dit is 'n oulike kerkie. Hulle tot ouens in die parkering. Hulle surf mooi. Wat van jou? Want ons is sy maaksel geskaap in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Goeie werke volg jou, omdat jy onder die wet uit is, prys die Here. Dis nie meer vir jou plig nie. Jy wat dit voel, dis plig, jy's onder die wet. Maar jy wat sê, dis lekker om die Here te dien, dis lekker om te surf, dis lekker om te dien, dis lekker om iets te doen vir die koninkryk van God. Ek het nie meer verskonings nie, ek wil nie meer verskonings hê nie. I want to serve, dis lekker om te surf. Jy is vry, want dit volg jou. Hy sê werke wat God voorberei, sodat ons daarin kan wandel. Het ons vanmôre konsensus dat die Here het ons vrygemaak van die wet? Het ons konsensus vanmôre dat ons is nie van Hagar nie, ons is nie van Ismael nie, ons is nie van die wet nie, ons is van Sarah, ons is van Sion, nie van Sinai nie, ons is vry in Christus Jesus, hy het ons vrygemaak, prys die Here. Kan jy net vir 'n oomblik net jou hand so opsteek in die lig, sê dankie Here vir genade, dankie, dis net genade, dankie dat U my gered het uit genade uit. Halleluja. Toe Josef sy broers sien, toe hulle ry uit, en hy sê, waar kom julle vandaan? Hulle sê, van Kanaan, plek wat oorloop van melk en honing, maar nou het ons 'n tekort. Weet jy, kom het hulle tekort? Josef is nie meer daar nie. Josef beteken, to add, om by te voeg, om te vermeerder. Jesus in jou lewe vermeerder. Alles wat goed is, alles wat wonderlik is, alles wat prysenswaardig is, Here vermeerder dit in jou lewe. Is interessant, dat Josef sy Egiptiese naam is Safnat Paneah, wat beteken redder van die wêreld. Die voorsiener van die wêreld, 'n lewende voorsiener van die wêreld. Hy wat die wêreld in stand hou. Dit spreek 'n heidense koning oor hom uit. Safnat Paneah. En hy gee vir hom Asnat. Asnat. Here help my, dat my vrou se naam is nie Asnat nie. Maar Mariet, prys die Here. Asnat. Maar dit maak my bly. Weet jy hoekom maak dit my bly? Want die verlosser van die wêreld kry 'n heidense vrou, die kerk. Dank die Here, hy het gekom vir sy volk, die volk wou hom nie gehaat het nie, hulle het hom gekruisig, hulle het hom gehaat, na sy kruisiging draai na die kerk, en sê, ek trou nou met julle, julle is my bruid, ek gaan vir my volk, my nasie, vir my mense gaan ek wys, wat het ek in stoor vir hulle gehad, wat het hulle nou verloor, ek gaan die kerk as voorbeeld gebruik, hoe goed is ek vir die kerk, hoe geseënd is die kerk, hoe vry is die kerk, hoe bly is die kerk, hoe groeiende krag is die kerk
van die Here. Amen. Luister, die kerk krepeer nie, die kerk groei. Jy hoor my nie. Ek sê die kerk krepeer nie, die kerk groei. Die kerk groei. Oor die wêreld heen, die kerk groei. Ek sê nie nou 'n dingetjie om jou opgewonde te maak, dis wragtig, dis feite. Daar's meer Christene nou in Afrika. Meer mense gee hulle harte vir die Here nou in Afrika as ooit van tevore in die hele 2000 jaar wat verby is. Nou in hierdie laaste paar jare kom daar duisende volke, tale en nasies kom tot bekering, kom na die weg, die waarheid en die lewe, kom na Jesus Christus toe, kom aan kerk, en ons is deel van daardie heidense bruid wat gekoppel is aan die verlosser, Jesus Christus. Waar kom julle vandaan? Van Kanaan. Is dit al die broers van julle? Nee, die jongste is nog daar. Wat sy naam? Benjamin. Gaan haal vir Benjamin. Nou weet hulle dat moeilikheid. Pa gaan nie Benjamin laat gaan nie. Gaan haal vir Benjamin. En dan stuur hy hulle weg met koring. Hy hou vir Simeon terug. God hoor. Ek sê weer eens, Israel gaan hoor wanneer die Benjamin generasie tevoorskyn kom meer as ooit van tevore. Dis hoekom meer as ooit tevore in die geskiedenis van Israel het die kerk en Israel begin 'n skouerskuur aan mekaar. Weet jy wie is die bondgenote van Israel? Die kerk. Daarom was ek bekommerd geweest toe ons regering begin 'n velde trek teen Israel, teen God se volk. Ek was baie bekommerd geweest. Maar tog is ek baie opgewonde, want die kerk van die Here Jesus Christus is glad nie deel van die regering se motiewe en se pogings om hulle na die wêreldhof toe te vat nie. So hulle kan miskien dalk die boknasie is, maar tussen die boknasie is die skape van die Here Jesus Christus. Ons is deel van 'n generasie wat vry is in die Here. En meer as ooit van tevore is die kerke besig om Israel te besoek soos nog nooit van tevore. Hulle hou hulle ekonomie aan die gang. Hulle wil wees daar waar die Here geloop het en wonders en tekens gedoen het. Hulle wil daar wees waar hulle sien, die graf is leeg. Kind van die Here, hoor vir my. Die Israeliete is besig om te draai na die kerk toe en sê, julle praat anderste, julle lyk anderste, julle oordeel ons nie, julle bid vir ons, julle is vir ons, julle is met ons. Iets is besig om te gebeur. Die Here gaan een van hierdie dae gaan hy die Simeons laat gaan en laat vrystel. Die oomblik wanneer hy Benjamin gaan sien, gaan Simeon vrygestel word. Prys die Here. Simeon beteken God hoor. God hoor, kyk in die skrifgedeelte. In Genesis 43 vers 16, toe Josef Benjamin by hulle sien, sê hy aan die opsigter van sy huis. Hierdie opsigter beteken, dis niemand het 'n naam nie. Dis 'n tipe van die Heilige Gees. Die opsigter se fokus is dat ons moet kyk na die verlosser. Die opsigter oor die huis, bring die manne in die huis en slagvee. Hou op met hierdie sagte kossies, hou op met die melkkossies, dis nou tyd vir vleis. Kerk, dis nou tyd vir vleis. Ons gaan nou ophou om melkkos te eet. Dis nou wintertyd en nou sê jy dis nou tyd vir melkkos. Nee, dis nou tyd vir braaivleis. Ons gaan nou vleis eet. Ons gaan nou vleis eet. Hier kom vleis tevoorskyn vir die kerk van die Here. Vleis. Lekker dik stukke vleis. Dik steaks gaan in hierdie kerk gebraai word, dat ons kan besef, die Here het iets magtigs in stoor vir sy Benjamin generasie, die eindtyd generasie. Slag die slagvee, maak dit gereed, want die manne moet vanmiddag by my eet. Die oomblik toe hy Benjamin sien, toe raak hy bewoe. Hy het nie bewoe geraak toe hy sy 10 broers gesien het nie. Daai 10 broers kom van Lea en die slavinne af. Lea se naam is dowwe oë. Eintlik 'n ander naam. Nou, ag, die Here help my. Ek het vir pastoor Dawie Grobler
toe hy sy eerste troue moes doen, toe kom sit hy hier in my kantoor, toe sê, asseblief my pastoor, help my om 'n troue te doen. Toe gee ek vir hom die troue oor Rachel en Lea. Toe sê ek, Lea beteken wilde koei. Die lelike ene, die ene met die skewe tande, die een met die dowwe oë, sy kon nie lekker sien nie. Rachel is jou ooilammetjie, sy's pragtig, sy's mooi, dis jou droom is pragtig, is mooi. Lea is jou realiteit, dis jou werklikheid. Lea verteenwoordig die wet, Rachel die genade. Lea staan vir plig, Rachel staan vir plesier. Lea, die wille koei. En wragtig, hy preek, daai preek, en hy sê, is hier 'n Lea in ons midde, en daar steek 'n dame haar hand op. Hy sê na die tyd, ek gaan nooit weer die Lea preek bring. Hy sê, my pastoor, ek weet nie, hoe om daai ding te kon gered het, van daai oomblik af nie. Lea staan vir wet, is die lelike ding, dis die een met die moe oë, nie die mooi oë nie, die moe oë, moeg oë, dowwe oë. Wanneer jy onder die wet is, gaan jy moeg raak. Dit gaan jou vermoei. Jesus sê, almal wat vermoeid en belas is, hy praat nie van hulle wat hard gewerk het en nou is hulle moeg nie, hy praat van hulle wat onder die wet is, man. Jy wat vermoeid en belas is, kom na my, en ek sal vir julle rus. Lea en haar slavinne 10 seuns. 10 staan vir die wet. Dis die wet. Rachel, die ooilammetjie, 'n tipe van Jesus, want die lam is vir ons geslag, sy het gesterwe, die kerk het na vore gekom, daai kerk genoem Benjamin, die genade generasie, Josef en Benjamin. Die ouer broer van Benjamin is Josef. Die kerk se ouer broer is Jesus. Kerk, wanneer gaan ons hoor, wanneer gaan ons luister? Die oomblik toe hy Benjamin sien, toe raak hy bewoe en hy huil, want daar is passie vir mekaar. Wanneer die Here kyk na die kerk, het hy 'n passie. Weet jy, die Here huil oor sy kerk, omdat ons geneig is om weer terug te gaan onder die wet. Omdat ons geneig is om mekaar se nekke en koppe wil afkap. Omdat ons geneig is om ore af te kap. Die Here sê, trek terug daai swaard. Ek sien jou en ek is lief vir jou. Jy is myne. En omdat ek jou sien, sal ek jou inbring. Kan ek vir jou wys dat die Here, die verlosser van die wêreld, slaan meer ag op Benjamin as ooit van tevore. Kan jy kyk na die volgende skrifgedeelte? Kyk wat sê die volgende skrifgedeelte. Hey, waar is ek nou? Daai skrifte is nie gelaai nie. Megan, daai skrifte is nie gelaai nie. Ek het hierdie week skrifte bygevoeg en ek gaan vir julle lees nou wat sê die skrifte. Genesis 43 vers 34 sê die volgende: hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hom staan, maar die porsie van Benjamin was 5 maal groter. 5 maal groter. Sy broers word uitgepak, die oudste, die tweede oudste word hulle uitgepak, en heel laaste sit Benjamin, daai laaste generasie. Interessant, toe Rachel geboorte gee aan Benjamin, toe sluit die Here die skote van Lea en van die slavinne. Nooit weer word haar seun verder gebore nie. Die laaste generasie is gebore. Die laaste generasie is die kerk. Ons is die genade generasie. Nooit weer gaan daar uit die wetgeboortes kom nie. Dis nou vrye mense in Christus Jesus. Halleluja. En vir daai Benjamin generasie gaan daar 5 maal meer porsies aangebied word. Loof die Here. Kan ek dit weer vir julle lees?
Genesis 43:34 sê, hierop het hy aan hulle porsies uitgedeel van die ete wat voor hulle staan. Maar die porsie van Benjamin was 5 maal groter as die porsies van hulle almal. Kyk wat sê Genesis 45:22, sê die volgende, hy het aan hulle almal man vir man 'n stel nuwe klere gegee, maar aan Benjamin, hallo Benjamin, het hy 300 sikkels silwer, ek gaan nou daar terugkom, 300 sikkels silwer en 5 stelle nuwe klere gegee. 5 keer meer kos, 5 keer meer klere. Kos staan vir oorvloed in die Here, oorvloedige genade. Klere staan vir autoriteit, gesag en geregtigheid. Ons het die kleed van geregtigheid aan. Amen. Halleluja. Ons het die kleed van geregtigheid aan. Loof die Here. Die 300 sikkels silwer. Silwer staan vir verlossing. 300. Jesus was verkoop vir hoeveel sikkels silwer? 30. 30 is die getal van 'n slavin, 'n slaaf. 30 is die waarde van 'n slaaf. Jesus het gekom en hy deel geword van hulle wat ons posisie ingeneem het. Hy het ons posisie ingeneem as 'n slaaf, sodat ons kan vry wees in Christus Jesus. 300 sikkels silwer, die getal 300 beteken, dis volmaakte oorwinning in die Here. 300. Benjamin, jy het volmaakte oorwinning in die Here. 300, Gideon het gekom met duisende soldate. Die Here sê dis te veel. Hulle gaan die roem vir hulle vat. Hulle gaan sê dis ons arm wat dit veroorsaak het. Maak klaar met hulle. Laat daar net 300 oorbly. Met die 300 verslaan hulle duisende. Die kerk van die Here, hoor vir my. God gee vir ons 300 sikkels silwer. Om vandag vir hierdie kerk te sê, ek gee vir julle volmaakte oorwinning, volmaakte verlossing, volmaakte vryspraak. Waarom beweeg jy weer terug onder die wet? Terwyl ek jou totaal vrygemaak het. Geef jou 5 porsies meer kos, 5 stelle nuwe klere, geef jou 300 sikkels silwer. Benjamin, hallo Benjamin, hallo Benjamin. Dis die skrifgedeelte, dankie vir daai gedeelte, dankie Megan, en hy het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee, maar aan Benjamin het hy 300 sikkels silwer en 5 stelle nuwe klere gegee, en dit is gekoppel aan Matteus 6:25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam, as die klere nie. Alles wat jy nodig het, Benjamin, kom gee ek vir jou. Alles wat jy nodig het, kerk, dit kom gee ek vir jou. En nou wil ek afsluit met die laaste gedeelte. Waar het hy vir Benjamin gaan plaas? In Egipte. Weet jy waar? En u kan in die land Goshen woon, en naby my wees, u en u kinders, en die kindskinders, en kleinvee, en die beeste, en alles wat u besit. Goshen beteken, om naby my te wees. Vrugbare land. Kerk, ons moet naby die Here wees. Die Here het vir my skrifgedeelte gegee vir hierdie jaar. We will thrive in 2025. Do you know why? Because Psalm 65:12 says the following. Hy sê, u kroon hierdie jaar met u goedheid, en in u voetspore is daar vettigheid. Ek wil in sy voetspore wandel hierdie jaar. Ek wil nie ver van die Here af wees. Ek wil by die Here wees. Ek wil in sy voetspore, wil ek volg elke tree wat ek gee. Hierdie jaar wil ek in sy voetspore gee. Hoekom? Want die Here het die Benjamin generasie in Goshen kom plaas. Loof die Here. Land wat oorloop. Terwyl dit donker raak in Egipte, het die lig geskyn in die land van Goshen. Jesaja 60 sê, arise, shine, for your light has come. Darkness will cover this earth. Darkness the people.
but over you the light of God will shine. Amen. Donker gaan hierdie wêreld oorweldig. Duisternis gaan hierdie wêreld oorweldig, maar die lig van die Here sal skyn in die kerk soos nog nooit vantevore, want ons het tot 'n besef gekom, ons is vry van die wet.